Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here. Daar's so baie mense wat deur moeilike finansiële tye gaan, onder baie groot druk is finansiëel. En vandag wil ek met jou praat oor wat keer finansiële deurbrake en wonderwerke. Ek meen, dis mos nou nie dat jy nie hard werk nie. En dis ook mos nou nie dat jy nie glo nie. En is ook nie omdat jy dink die Here wil jou nie seën nie. Die skrif is tog duidelik daaroor. Maar dis omdat jou seën en jou voorspoed gekaap word, onderskep word, oorgedra word, van die spoor afgevat word deur onsigbare bose magte in die geesrealm. En ongelukkig is ons nooit eintlik hieroor geleer nie. Maar die realiteit is, totdat jy hierdie diewe vang en uitskakel, sal jy bly sukkel. En dit geld eintlik elke area van jou lewe, maar vandag praat ons dan veral oor finansies. So, die vraag is dan, hoe doen ek dit? Hoe vang ek hierdie diewe en skakel hulle uit? Die sleutel van alles wat ek jou eintlik op hierdie platform leer is, bid die regte gebede op die regte tyd. Dis kritiek belangrik. Bid die regte gebede op die regte tyd. Want ek het jou mos al baie vertel, Jakobus leer ons, julle het nie omdat julle nie bid nie, en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid. So, jy moet leer om die regte gebede op die regte tyd te bid. Onthou, en dis ook is amper die tweede baie belangrike les wat ek jou vandag moet leer en wat jy moet huis toe vat. Wanneer jy aktief betrokke raak in hierdie geveg in die geesrealm om te vat wat joune is en om die beloftes van die Here in vervulling te kry, gaan jy 'n teenaanval van die vyand kry. Jy moet dit ook verwag. Daarom sal dit lyk asof die geveg eerder toeneem. En dan sal dit begin afneem. En baie word moedeloos wanneer hulle bid en hulle begin die regte goed doen wat hulle leer, maar dan lyk dit asof dit nie beter gaan nie, maar eerder slegter gaan. Dan dink hulle, bid werk nie, bid help nie. En dan hou hulle op voor die draai begin. En dis eintlik maar wat die duiwel wil hê, nee, dat jy moet ophou voordat. En te veel kinders van die Here stop voordat. Want eventually moet die woord van die Here in vervulling gaan. So, as jy aanhou, daai aanhoudend, dis 'n belangrike beginsel, jy bid totdat, as jy aanhou doen wat jy leer, sal jy ten spyte van die aanvalle en die goed wat teen jou kom, geestelike energie hê om aan te hou veg, en stadig maar seker sal dinge begin draai. So, daar is net een doel wat ek eintlik maar met hierdie program het as ek jou wil leer hoe om effektief te bid, en dis die akroniem PUSH, P-U-S-H. Dit sê net lekkerder in Engels, PUSH. En PUSH staan dan vir Pray Until Something Happens. Pray Until Something Happens. Jy weet ons leer, bid middernag, die geheime van middernaggebed. Jy weet ons leer jou gebede wat tronke oop skud en boeie los laat val. So my opdrag is om jou dan te begelei in hierdie realm van gebed. Om jou in 'n heilige woede te laat bid. Ek wil jou bring op die plek waar jy heilige woede bid. En dis ook 'n dimensie van gebed wat die meeste kinders van die Here niks van weet nie en nog nooit van gehoor het nie. Heilige woede gebede, want die realiteit is, die aanvalle teen jou is aggressief. Die duiwel het net een doel met jou, om te steel en te slag en te verwoes, leer die woord van die Here ons. Dis uiters aggressief. En jy gaan nie oorwinning kry as jy maar net stil sit en niks daaraan doen nie. So, ek wil jou 'n bietjie inlei oor hoe om hemelse guns oor jou finansies los te maak. Sê my, sal jy daarvan hou? Hoe om
hemelse guns oor jou finansies los te maak. En daaroor gaan ons praat, daar is 7 lekplekke, ernstige lekplekke, waardeur jou finansies verlore gaan, uitlek. Jy moet dit weet, sodat jy daai lekplek kan toemaak. Ek gaan jou vertel, hoe posisioneer jy vir 'n oordrag van oorvloed in jou lewe in. Ek gaan vir jou 3 sleutelopenbarings gee. Ek gaan vir jou die oorvloed oordrag agenda gee. Ek gaan vir jou profetiese aksie gee en ek gaan vir jou 70 doodskoot gebedskools gee vir hemelse guns en wonderwerke. En hierdie is nou saamgevat in 'n finansiële deurbraak handleiding wat jy kan bestel. Ek gaan ook aan die einde van die program vir jou meer inligting hieroor gee. So my vraag aan jou is, wil jy finansiële deurbrake en wonderwerke hê om te wys vir al jou harde werk en dat jy die Here vasgehou het aan sy woord? Wil jy skuldvry wees, selfs binne die volgende 6 maande? Wil jy die krag van die Here sien werk in jou finansies? En is jy moeg om van salaris na salaris deur te sukkel? Dan moet jy luister en aan die einde van die program dan gaan jy besonderhede kry oor as jy hierdie finansiële deurbraak handleiding wil bestel. So kom ons begin by die begin. Voor jy kan begin hierdie aksies doen en in hierdie program ingaan, verstaan hierdie, Psalm 35 vers 27. Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Dis so belangrik, ons gaan nou nog 'n teks hieroor hanteer. Let them, as ek nou die woorde bietjie kan omskommel, let them that favor my righteous cause shout for joy and be glad. Yes, let them say continually, let the Lord be magnified, which has pleasure in the prosperity of his servant. Wat 'n magdom van rykdom is opgesluit in hierdie een vers in Psalm 35 vers 27. Let them that favor my righteous cause, sleutel, my righteous cause. Ons gaan dit nou weer oorgesels. Shout for joy. And let them say continually, aanhoudend. Let the Lord be magnified, groot gemaak word, verhoog word, which has pleasure in the prosperity of his servant. Wat 'n verklaring is hierdie nie net. As jy net gaan doen wat hier staan, gaan jy asemrowende deurbrake in 'n baie kort tydjie sien gebeur. So, wat van ons vuur 'n vurige missiel af? Ek verklaar, die oorlogsengel van die Here vernietig elke bose mag wat my finansies aanval in die naam van Jesus. Het jy dit gekry? Dis 'n vurige missiel, dis 'n gebedskoel. Ek verklaar die oorlogsengel van die Here vernietig elke bose mag wat my finansies aanval in die naam van Jesus. Jy moet nooit bang wees om uit te gaan en in besit te neem wat die Here vir jou beloof het en waarvoor Jesus alreeds betaal het nie. Maar nou vra jy my, oorlogsengel, is daar sulke goed in die Bybel? Waar kom jy daaraan? Wel, een so 'n oorlogsengel is gestuur om 185.000 Syriese troepe, 'n hele weermag, uit te skakel, te vernietig, uit te wis, weens die gebede van koning Hiskia in 2 Konings 19 vers 35. Die gebed van Hiskia aktiveer, summons, 'n oorlogsengel wat 185.000 Syriese troepe in een nag vernietig. So, daar is so baie mense wie se nommer 1 behoefte is die bevryding van finansiële tekorte. So,
Sal jy dan nou eers hierdie saak in jou eie hart vasmaak? Die Here wil jou seën. So, kom ons begin dan oor die 7 lekplekke waardeur finansies uitvloei en verlore gaan. Dis gegrond op 7 beginsels. Daar is 7 beginsels wat hemelse bronne oopmaak. Jy sien, die wêreld funksioneer op geestelike beginsels. Beginsels is eenvoudige waarhede wat komplekse stelsels bestuur. 'n eenvoudige waarheid wat 'n komplekse stelsel bestuur. Versteek in die Bybel, versprei tussen duisende verse, is die beginsels agter elke kwessie van die lewe. As jy daai kan verstaan, as jy die Bybel net met ander oë kan lees, as jy met ander ore kan hoor wat die Here sê, versteek in die Bybel, versprei tussen duisende verse, is die beginsels agter al die kwessies van die lewe. En vir die wat dit kan ontdek en wat dit gaan gebruik, is die resultaat 'n eindelose stroom van wonderwerke, getuienisse en deurbrake. Jy sien, beginsels is nie onderhandelbaar nie. Ons hou nie vergadering oor beginsels nie. Elke mens se lewe moet op beginsels staan, moet op beginsels gebou word. En een van my kernleringe is hierdie: die Here mag jou seën, maar as jy onkundig of roekeloos is, kan die duiwel hierdie seën steel, van jou af wegvat, en dit word dan 'n seënlekkasie. Ek weet, jong, dalk is hierdie vir jou totale vreemde konsepte en begripte, maar gaan dink hieroor, gaan bepeins hieroor. Daar is seënlekkasies, omdat ons onkundig is, of ons is roekeloos, of ons is ongehoorsaam, en ons doen nie wat die Here sê nie. Dis 'n Bybelse waarheid, dat die seën wat die Here vir jou het, en die beloftes wat die Here vir jou het, dan uitvloei, lek. En dis hoekom baie van die gebede, al die gebede wat ek jou vertel, klink oorlogsagtig. Dis nie die tipe wat jy in die sonnaskool geleer het nie. Nie eens die tipe wat vandag in die meeste moderne kerke gebid word nie, as daar gebid word. So, maak dit in jou eie hart vir jouself uit. Die Here wil hê, jy moet voorspoedig wees. Die woord van die Here is duidelik. Ek kan 'n klomp tekste vir jou quoteer daaroor. Fisies, geestelik, finansiëel, in elke area van jou lewe wil die Here hê, jy moet voorspoedig wees. Deuteronomium 8 vers 18. Jy moet die Here jou God onthou, want dit is hy wat jou mag gee om rykdom te verkry. Mag is autoriteit. Hy gee jou die autoriteit om rykdom te verkry. So daar is 'n posisie waarin jy moet kom, as jy wil hê, die hemelse bronne moet oor jou oopgaan. Maar, dan moet jy hierdie 7 beginsels, wat ek jou nou gaan vertel, implementeer. Om nie hierdie 7 beginsels na te kom nie, kan veroorsaak dat die Here se seën en voorspoed weglek, soos water uit 'n emmer vol gate. So kan ons vandag gesels oor die eerste een van hierdie 7 beginsels. Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Maar soek eers die koninkryk van God. Klink dit ook soos die psalmvers wat ons sommer net nou oor gepraat het? Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Hoor jy daai? En al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. So kom ons kyk gou na hierdie versie. Soek eers die
koninkryk, daai woordjie soek eers, staan in die Grieks, in die teenwoordige tyd, met ander woorde, die handeling hou aan. Letterlik beteken die Griekse woord, running after something with intense desire. Dit is vir my asemrowend mooi. Running after something with intense desire. En waarna toe hardloop ek? Wat soek ek met hierdie intense begeerte? Die koninkryk. Wat beteken koninkryk hier? Dit beteken Jesus regeer oor elke area van my lewe. Hy is koning oor elke area van my lewe. Dan sê hy, maar soek eers, running after with intense desire, sy koninkryk, sy heerskappy oor elke area van my lewe, en sy geregtigheid. Wat beteken sy geregtigheid? Dat jy verstaan, dat jy vry verklaar is deur die bloed van Jesus Christus. Dis 'n posisie waarin jy is. Jy posisioneer om in besit te neem as gevolg van die beloftes wat daar is, wat verkry is deur die bloed van Jesus. Dis wat sy geregtigheid beteken. Dis die grond waarop jy standpunt inneem om te vat wat joune is. En dan sê hy wat? En al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Dit beteken, dis 'n belofte van bo-natuurlike voorsiening. Wat sê die Here? As jy align met die Here se agenda, vat die Here verantwoordelikheid vir wat jy nodig het. En kom ek sê nou vir jou, die Here se agenda is net een ding, dat mense gered moet word, nie verlore sal gaan nie. Dis God se agenda. So, hier gaan ek jou nou vandag 'n ding vertel wat alles vir jou lewe kan verander. Die oorvloed wat die Here vir jou wil gee, is nie net vir jou nie. Dit gaan nie net oor jou nie. Ek wil amper sê, dit gaan glad nie oor jou nie. Die finansiële voorspoed en oorvloed wat die Here vir jou wil gee, is dat jy kan help, dat die Here se oes ingebring kan word, dat jy kan belê, dat die Here se oes ingebring kan word, dat jy kan gee, dat die Here se oes ingebring kan word. Dis God se agenda. En as jy nie daai doen nie, bly die hemel toe daaroor en lek jou finansies en jou oorvloed uit. Dit gaan verlore. Natuurlik, daai belofte sluit ook in vrede, guns, oop deure wat jy kry. Maar al daai vrede en guns en oop deure is dat jy meer en meer 'n rol kan speel dat die Here se oes ingebring kan word. As jy hierdie nie verstaan nie, sal jou finansies uitlek en jou voorspoed sal uitlek. Nou, kan ek nog een element van dit aanraak voordat ons moet afsluit en dan is hierdie program verby. 1 Timoteus 6 vers 12 sê, fight the good fight of faith. En dan gaan hy verder sê, gryp na die ewige lewe. Want dis waaroor dit eintlik gaan en dis wat op die spel is hier. As jy hierdie wil doen, as jy hierdie wil in besit neem, dan moet jy die geveg van geloof veg. En dis nog 'n konsep wat die kerk ons eintlik nooit van vertel het nie, dat geloof 'n geveg is. Weereens, omdat die duiwelse aanvalle teen jou uiters aggressief is, moet jy die geveg van geloof veg. Nou, ek dink nie ek gaan vandag verder as dit kan kom nie. So ek wil jou uitnooi, as jy hierdie handleiding, finansiële handleiding vir finansiële deurbrake en wonderwerke wil hê, met al die goed wat ek vir jou gesê, die 70 doodskootgebede, die oordragagenda, die 7 beginsels, die 7 lekplekke, as jy die agenda wil hê, as jy die 3 profetiese aksies wil hê, as jy al hierdie goed wil hê, dan stuur jy vir my 'n e-pos na arendegebed@gmail.com en ek sal vir jou die volledige inligting aanstuur. arendegebed@gmail.com en sê vir my handleiding vir finansiële deurbrake en wonderwerke. En ek gaan vir jou dit aanstuur dat jy dit kan kry.
Kom ons posisioneer om te ontvang uit die hand van die Here. Onthou, as jy ons boeke wil kry en meer inligting wil kry oor waarmee ons alles besig is, gaan na ons webwerf by www.prayerevangelist.com www.prayerevangelist.com. Daar is ons boeke wat jy kan bestel as 'n fisiese boek of as 'n e-boek. Ek sal so graag wil hê dat jy ook vir my sal comment stuur na arendegebed@gmail.com. As jy enige vrae het, as daar enigiets waaroor jy wonder, laat weet my. En ek sal vir jou antwoord na arendegebed@gmail.com. As jy ons dienste wil stroom op Facebook, dan gaan jy na Koramdeyo Familie Nuus toe. Op 'n Sondagoggend 9uur, op 'n Sondag aand 6uur, kan jy ons dienste lewendig stroom by Koramdeyo Familie op Facebook. Ons is ook op YouTube en jy kan ons ook daar kry. Onthou, ons is ook oop vir as jy gebedsopleiding in jou gemeente wil hê, of jy het 'n veldtog nodig om die gemeente op te tel of toe te rus oor effektiewe gebed, dan is ek daar om jou daarin by te staan. Jy kan al daai goed net vir my deurstuur na arendegebed@gmail.com. Ons is ook nog besig met Vat jou dorp terug. Ons vat ons dorpe terug in die geesrealm deur verbidders in 'n dorp 'n effektiewe strategiese plan te gee oor hoe om jou dorp terug te vat vir die Here. Daaroor kan jy ook vir my 'n e-pos stuur en jy moet maar net altyd as jy die e-pos stuur vir my sê waaroor is daardie e-pos. Dis altyd 'n voorreg wat ek het om hierdie met jou te kan deel en ek bid dat die guns van die Here oor jou oop sal gaan. Ek bid vir wonderwerke wat in jou lewe sal manifesteer, sodat jy 'n uitstalvenster sal wees van die heerlikheid van die Here. Ek seën jou huis, ek seën jou huwelik, ek seën jou besigheid, ek seën jou werk, ek seën jou kinders, sodat die wêreld na jou sal kyk soos wat die Filistyne na Isak gekyk het en moet erken. Jy is die geseënde van die Here. Vra die Gees van die Here om deur jou te werk. Ek bid ook dat jou ore oop sal wees, dat jy die Heilige Gees se stem duideliker sal hoor as ooit. Ek bid dat jou oë oop sal wees om te sien wat die Here vir jou wil doen. Verlede Saterdag sê ek vir my vrou, ons gaan na 'n sekere plek toe waar ons nog nooit eintlik was nie en ons gaan daar net 'n ontbyt eet. En ons het daar aangekom en gaan sit en ons het skaars gesit. Hier kom 'n jong seun van 16, 17 in, saam met wat ek dink sy pa is, gaan sit by die tafeltjie in 'n restaurant en hy begin bitterlik huil. En op daardie oomblik sê die Heilige Gees vir my, jy sit hier vir hom. En ek het opgestaan en by hulle gaan sit en met hulle gedeel en saam met hulle gebid. Dis wonderlik as jou ore oop is om die Heilige Gees se stem te kan hoor. Ek hoop dat jy opgelig word hoor as ooit, sodat mense om jou vir jou sal vra, hoe is dit? En dat jy hulle kan voorstel aan Jesus. Die Here seën jou.